As jong laerskooldogter is ek baie vroeg in die oggende by die skool afgelaai. Want sien, ons het op 'n plaas gewoon en die melkery het gewag. So aflaai vroeg in die oggend, dan gaan jy totsiens Kobaai. Nou ek het nie vreeslik hiervoor omgegee nie. Want sien, die ekstra stukkie tyd vroeg in die oggend voor die skool begin het, was die ideale ekstra pouse van die dag. In hierdie tyd is daar groot wedstryde gespeel, baie ernstige oefensessies wat gedoen is en seisoonaal gebonde is elke liewe sport in die boek gespeel. So het ek geleer om 'n bal tussen die pale deur te skop, om 'n sokkerdoel aan te teken en om 'n cricketbal baie ver te kan slaan. Dit was soms net die balwerk wat my 'n bietjie uitgeknikker het. Goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand, liewe kykers. Baie welkom by nog 'n episode van Kom Speel Saam. En hierdie keer mik ons die bal na die paaltjies van dogterskriket in Suid-Afrika. Dogters en dames kriket het die laaste klompie jare behoorlik uit hulle kolfkampie getree en baie gewild geraak. Met die wat die vroue wêreldbeker aan die gang is en ons styf duim vashou vir ons dames, is dit natuurlik dan nou gepas dat ons oor dogterskriket gesels. Net voordat ons verder gaan, wil ek vinnig vir julle vertel wat het toe met die laerskole se bergfietskampioenskappe gebeur. Nou die afgelope naweek in Tzaneen was die MTB interprovinsiale bergfietskampioenskappe vir laerskole in Suid-Afrika. Nou ek weet van mense wat tot van Oos-London af moes ry omdat hulle dogter deelgeneem het. Ons wil dan baie geluk sê aan die top 5 skole wat algeheel in die eerste 5 plekke geëindig het. Laerskool Constantia Park van Pretoria was eerste, Laerskool Sekunda van Mpumalanga was tweede, Laerskool Harry Smith van die Vrystaat was derde, Laerskool Henops Park van Centurion in Gauteng vierde, en dan Laerskool Pretoria Oos van Pretoria as 'n 5de plek. Baie geluk dogters en seuns. Ek hoor al het party 'n bietjie geval, was daar darm nie te ernstige beserings nie. Terug by ons dogterskriket. Nou ek moet net vinnig vir julle vertel. Ek het hierdie maatjie gehad en sy was een van die eerste dogters wat toegelaat is om amptelik saam met die seuns in 'n liga wedstryd kriket te speel. Sy kon verskriklik goed gebou het. Later jare op die bus op pad na die hoërskool toe, het ons op 'n klein draagbare radiootjie na die cricket-uitsendings geluister en al was die ontvangs nie altyd baie goed nie, kon ons darm nou en dan hoor of Fanny de Villiers of Sean Pollock of Alan Donald 'n baaltjie gevat het. Nou, vanaand gaan ons nie fokus op die mans nie, maar kom ons kyk 'n bietjie na die dogters. Nou, dogterskriket in Suid-Afrika is werklik waar nou 'n aktiewe sport, waar die meisies van kleuterskool ouderdom tot en met senior vlakke kan deelneem. En Kriket Suid-Afrika het heeltemal hiertoe ingekoop en kompetisies en ontwikkelingsprogramme word reeds aangebied. Nou, baie van die hoërskole veral maak hierdie ook nie net 'n ontwikkeling vir kriket nie, maar ook 'n fondsinsameling vir 'n spesifieke doel. Soos byvoorbeeld Hoërskool Driehoek in Vanderbijl Park bied die Pink Dag aan, waar hulle dan saam met Cancer vir die kankervereniging geld insamel, maar ook dan nou dogters geleentheid gee om kriket te speel en so dan nou hulle deel te doen vir die ontwikkeling van dogterskriket. Kriket Suid-Afrika speel dus 'n sleutelrol in die administrasie en ontwikkeling van kriket in Suid-Afrika. En hulle organiseer natuurlik dan nou die nasionale jeugtoernooie wat lei tot die keuse van die Suid-Afrikaanse skole dogterskrieketspanne. Daar is ook 'n groot hoeveelheid kriket wat reeds op skolevlak gespeel word. Dis nie noodwendig net klubs. Baie skole, soos byvoorbeeld Hoërskool Oosterlig in Boksburg en Hoërskool Swartkop in Centurion, bied dogterskriket aan en hulle kry ook dan uit die gemeenskap bymekaar. So ons gaan nou 'n bietjie sien hoe skole dit doen om mekaar te help en te ondersteun en soos wat ek reeds genoem het, ietsie soos Hoërskool Driehoek se Pink Dag waar hulle dan Cancer betrek en seker maak dat daar ook 'n sekere bedrag ingesamel word vir kankerpasiënte, veral dan nou in 'n maand soos Oktober waar ons juis moet kyk na borskanker. Nou die ontwikkeling van talent vind plaas deur provinsiale programme, wat dan nou lei tot die Suid-Afrikaanse skolespanne. 'n Speelster soos Madison Landman is reeds op 'n baie jong ouderdom
vir die onder 19 wêreldbeker gekies. En sy is net een van vele dames wat wys dat jeugkriket in Suid-Afrika werklik waar kan lei tot 'n suksesvolle kriketloopbaan en dat dit baie gesond is. Heelwat van ons ander vroue in ons huidige Protea span het ook as baie jong kinders begin om saam met seuns te speel en op die ou end is hulle in seunspanne gesit en so raak gesien om dan uiteindelik in dogterspanne te speel en later dan op senior vlak vir ons vroue Protea span gekies te word. Baie laerskole bied mini-cricket dan vir jong kinders aan. Wie kan 'n Bykers mini-cricket nie vergeet nie. En dan hulle doel is dan juis amper soos met billetjie rugby om die liefde vir die spel te kweek en die belangstelling te prikkel sodat daardie kinders verder wil gaan met cricket. Nou een van die laerskole in Pretoria waar cricket verskriklik gewild is, nie net by die seuns nie, maar ook die dogters en die dogters cricket alreeds 'n volwaardige plek het, is Laerskool Linwood. Nou Laerskool Linwood nooi enige dogter, maak nie saak hoe goed jy is nie, van graad 3 tot graad 7 uit, om deel te neem aan hulle dogterskriket. Hulle skryf 2 spanne in vir die Northerns Dogters Liga, wat in die 4de kwartaal, met ander woorde nou hier in Oktober en November plaasvind, en dan het hulle ook 'n program geskryf spesiaal vir dogters, om die hele jaar aan groeps- en individuele kriketsessies deel te neem. Nou, hulle is baie bekend vir hulle kriket, veral met hulle seunspanne, so hulle is besig om 'n voorloper te wees, ook vir dogterskriket in Suid-Afrika. Laerskool Linwood bied elke kwartaal 'n Proud 10 kriketfees aan, waar hulle al die skole wat deelneem aan dogterskriket uitnooi, om rondom Talie kriket te speel. Al die dogters kry kans om te golf en te bal, so hulle spesialiseer nie, hulle stel hulle absoluut bloot aan albei van die twee. Die Laerskool Linwood spog dan ook met die eerste laerskole dogterskriket toernooi wat aangebied word in die land. 6 tot 8 skole, as ook 2 van die sogenaamde hub spanne. Nou, dit is spanne uit minder bevoorregte areas, soos byvoorbeeld Mamelodi en Soshanguve hier in Pretoria, om dan nou deel te wees van die toernooi. Tydens hierdie toernooi speel die dogters 2 Proud 20 of Proud 20 wedstryde, 1 Proud 10 feesdag en 'n super over kompetisie. So dit is pret, hulle hou daarvan, hulle wil net nog en nog en nog, hulle wil nie hê dit moet verby wees. Ook in Pretoria is daar verskeie ander laerskole wat kriket aanbied vir dogters. Dink maar 'n bietjie aan 'n alma mater van Sunay Lees, Laerskool Voorbos. Nou gewoonlik wanneer ons praat van die alma mater, dan verwys ons na die universiteit of die hoërskool, maar in hierdie geval is dit werklik waar nogal belangrik om te sê dat Sunay in Laerskool Voorbos was, want hulle het daar die geleentheid gegee om kriket te speel nog voor dogters kriket 'n amptelike liga gehad het. En kyk nou wat 'n goeie kriketspeelster sy is. Ander laerskole in Pretoria wat ook kriket byvoorbeeld speel vir saam met dogters of vir dogters is Laerskool Tosjesdal en Laerskool Garsfontein. In die Vrystaat speel hulle net so lekker kriket en hulle onder 13 provinsiale span het glad 'n spesiale Sotho naam. Nou ek hoop ek spreek dit reg uit, maar die naam is Lewelu Kutswa. En dit is die span se naam. Ek is nie 100% seker wat dit beteken nie. Sal interessant wees, maar ek kan nie dink dat dit iets niks minder sal beteken as krygers of dames wat kan en sterk is. Dan 'n klein skooltjie soos Nodewil spog met 6 provinsiale speelsters in hierdie onder 13 span van die Vrystaat en dan 'n ander skool in Bethlehem, Laerskool Tryda Kestel, wat eintlik bekend is vir hulle tennis, het ook hulle eie dogtersliga waarmee hulle baie aktief is en dogters identifiseer. So die dogters in die Vrystaat, hulle kan maar daardie lat swaai. En so ook is daar dan natuurlik in die hoërskole in die Vrystaat, maar ook in Gauteng en reg oor die land, heelwat hoërskole wat al dogterskriket aanbied. Nou, in Gauteng is daar byvoorbeeld Hoërskool Swartkop. Nou, hoekom ek na Hoërskool Swartkop gaan kyk het? 2 van ons onlangse Proteas, Mignon de Pre en Elis Marie Marx, is bekendes wat uit Oud Swarries
kom en Hoërskool Swartkop was. Hulle het hulle krieket daar ontwikkel, hulle het hulle afrigting daar gekry, so Hoërskool Swartkop is werklik waar trots op hulle. Nou, weer eens, die hoërskole werk baie soos die laerskole, dat hulle in die 3de kwartaal oefen, tydens die Oktobervakansie het hulle proewe, en dan in die 4de kwartaal speel hulle dan in hulle liga, en hulle kry dan nou kans om teen ander skole in die liga in Pretoria, en selfs in die groter Gauteng te speel. Hoërskool Swartkop het byvoorbeeld in die laaste paar jaar, was hulle 2 keer naspenners in die Wes-Sentrale Liga in Pretoria, en interessant genoeg, net soos Laerskool Voorpos byvoorbeeld en Laerskool Toosiesdal, waarvan ek vroeër gepraat het. Hulle is baie goeie sagtebalskole. Hoërskool Swartkop is ook 'n baie goeie sagtebalskool. So ek dink dit gaan maar baie weer eens oor hand-oog-koördinasie en die tennis ouens en die sagtebal ouens en die hokkie ouens en dan die cricket ouens kan gewoonlik baie maklik by die verskillende sporte aanpas en dit baie maklik regkry en goed daarin vaar. Nou, Hoërskool Wilgers het op die oomblik, Hoërskool Wilgers is ook in Pretoria, is hulle baie trots op 'n dametjie en haar naam is Abigail Alice. Nou, sy is uitgenooi om deel te neem aan die proewe vir die onder 19 Suid-Afrikaanse span, en dit gaan oor die T20 spanne, en hulle noem haar die Wilgie Express. Blykbaar moet ons haar naam onthou, hoewel sy nog nie eers onder 19 eintlik is nie, ek dink sy is nou op hierdie stadium eers onder 17, wil sy klink vir my teen die spoed van witlig, en ons moet werklik waar haar naam onthou. So onthou daardie naam, Abigail Alice. Dan, vroeër het ek vinnig van Hoërskool Oosterlig in Boksburg gepraat. Nou, hulle doen net so baie moeite met hulle dogters krieket. Hulle dogters het onlangs 'n oefensessie gehad met die professionele vroue krieketspeler Madison Landsman. Nou, al is Madison net 21 jaar oud, is sy reeds 'n bekende naam in die wêreld van krieket. Op 15, hoor nou mooi, 15, het sy haar debuut gemaak vir die Eastons vrouespan. Op 18 is sy ingesluit in die Suid-Afrikaanse onder 19 wêreldbekerspan, wat daai tyd in Suid-Afrika plaasgevind het, en Madison was op daardie stadium ook aangewys as die onderkaptein. Sy het wêreldwyd bekendheid verwerf, toe sy die eerste 3 golfpaaltjies ooit in 'n onder 19 wêreldbeker wedstryd geneem het, in 'n wedstryd teen Skotland. Sy is tans gekontrakteer by die Lions en spandeer haar afseisoen by Hollywood Cricket Club in Ierland, en dan doen sy natuurlik sulke lekker goeders waar sy dogters help ontwikkel, soos byvoorbeeld hierdie kliniek by Hoërskool Oosterlig. Hoërskool Driehoek het ek vroeër van gepraat. Hulle bied jaarliks die Pinkdag, Cricketdag aan. Nou, julle sal weet, baie kere, veral op Wanderers, dan is daar die eendag wedstryd waar die spelers pink dra. Nou, hierdie is soortgelyk. En hulle fokus dan nou juis ook om geld in te samel vir cancer, maar so val die fokus dan ook op dogters krieket en die ontwikkeling daarvan, en verskeie skole word dan by hierdie dag betrek. Kom ons gaan terug Vrystaat toe. Nou, Hoërskool Sentraal in Bloemfontein is baie trots op 4 van hulle talentvolle krieketspelers, wat onlangs gekies is vir die Motio distrikspanne. Lyk my die Vrystaaters hou daarvan om hulle provinsiale en distrikspanne name te gee. Nou, hierdie dogters het nou, tydens die Oktobervakansie, was hulle lid van hierdie spanne, wat deelgeneem het dan nou aan die amptelike Vrystaat krieketproewe. Nou, daardie uitslae was nog nie bekend toe ons die video opgeneem het nie, maar ons sal sekerlik daarvan binnekort lees in die media. Nou, ander skole in Bloemfontein, wat ook dogters krieket het, is byvoorbeeld Hoërskool Figart Park en HTS, met ander woorde Hoërtegniese Skool Louis Botha. Nou, Figart Park het onlangs, lyk my, omtrent geskiedenis gemaak, toe hulle met Louis Botha afgereken het, in 'n skitterende oorwinning van 10 paaltjies. Figart Park se bowlers het HTS Louis Botha se dogters beperk tot 'n beskeie 69 in 20 balbeurte, en daarna het die 2 openingskolwers van Figart Park vinnig 70 lopies aangeteken, en die wedstryd is beklink met 10 paaltjies. So ek kan net dink aan die lekker kompetisie daar in die Vrystaat, daar in Bloemfontein, tussen al die skole wat so kan speel. Want
Oranje meisieskool het ook cricket en hulle spog met 'n oud 2023 matrikulant Mianay Smit. Sy het in haar derde wedstryd vir die Proteas se T20 cricketspan geskiedenis gemaak. Hoor 'n bietjie hierso. Mianay het haar eerste 50-tal in internasionale T20 cricket teen Wes-Indië aangeteken. Sy het 59 lopies van net 38 balle aangeteken en die Wes-Indiese bowlers kon haar nie in daardie spesifieke wedstryd uitkry nie. Sy was die beste kolwer vir die Proteas in daardie spesifieke wedstryd en sy was ook dan nou die speler van die wedstryd gewees en ook 'n naam om dop te hou. Daar is soveel opkomende sterre. Ons moet regtig waar 'n hele lys maak en hulle name neerskryf want ons gaan hulle nog baie van hoor. Dan in die Kaap is daar ook heelwat bekende skole wat cricket speel en cricket aanbied vir dogters, byvoorbeeld Hoërskool Drostehof van Woester, Hoërskool Stellenberg van Bellville en in Hoërskool Drostehof is daar onlangs 2 spelers wat opgelewer is in die nasionale onder 19 span. Maar wat interessant vir my was die volgende statistiek. Hoërskool Stellenberg het wel net 1 dogter in hierdie span, maar Nikita Collins is slegs in graad 9, dit beteken die oudheidse standaard 7, dit beteken skaars 15 jaar oud, en sy is deur Cricket Suid-Afrika na die onder 19 vroue oefenkamp toegenooi, en dit wil gedoen wees. Nou soos wat die dogters lekker buitekant cricket speel en bekommerd is oor die lig en die witbal en die rooi bal, is daar ook binneshuise cricket wat net so gewild is onder die dames. En Hoërskool E.G. Jansen in Boksburg het 'n leerder, haar naam is Bruzaan Goosen. En sy het tydens die nasionale binnehuise cricket IPT in Kaapstad, is sy as die beste junior kolwer aangewys. Haar span het ook die goue medalje gewen, en dit was die 3de keer wat sy vir hierdie span gekies is, maar hoor net gou-gou. Hierdie is 'n onder 18 dogters, onder 18 span. Bruzaan is slegs 13, sy het nog nie eers 14 geword nie. Sy speel ook vir haar skool se eerste span cricket, met ander woorde saam met die matriek, saam met die onder 19s. Sy is ook kaptein van die Eastern Gauteng Outdoor span, en is ook die beste junior kolwer van die span. Bruzaan word hoog aangeslaan in Gautengse cricketkringe. Sy speel ook vir Jeppe Girls Outdoor as ook vir die Ladies Premier League. So Bruzaan, ons hou jou dop. Hoërskool Vryheidsby is ook baie trots op een van hulle graad 9 dogters. Lyk my in graad 9 begin die dogters besluit, wil hulle voluit gaan vir byvoorbeeld 'n sport soos cricket. Nou, hierso is 'n dogter in Vryheidsby, haar naam is Lise Marie Kemp. Sy het ook aan hierdie einste binneshuise IPT van waarin Bruzaan deelgeneem, en Lise Marie het vir OP daar by die toernooi verteenwoordig. Sy was weer eens ook dan 'n deel, al is sy net 15, was sy deel van die onder 18 OP junior span, en sy was die onderkaptein, en hulle is dan nou tweede gewees in hierdie toernooi. Die span het die toekenning ontvang vir die Fair Play team in die damesafdeling. En Lise Marie is aangewys as die beste meisie bowler by die toernooi. Sy het 'n gemiddeld van slegs 0.31 lopies per bilbeerd afgestaan. Lise Marie is dan ook ingesluit in die onder 18 Suid-Afrikaanse damespan, binneshuise cricket, wat later dan nou in die Wêreldbeker groep aan die finale proewe gaan deelneem, om dan die groep te bepaal wat die volgende binneshuise Wêreldbeker sal deelneem. En nou gaan ons bietjie luister na die voormalige voorsitter van die Laerskole Cricket Unie in Gauteng, en sy naam is meneer Christof de Beer. So kom ons luister wat het hy te sê. Goeiemôre. Ja, dogterskriket het beslis gegroei die laaste paar jaar, nie net in Suid-Afrika nie, maar ook in die wêreld. Ons kan sien met ons Protea damespan wat so uitstekend vaar deesdae en 'n groot oorwinning hierdie afgelope week teen Indië in die Wêreldbeker gehad het. Dat die sport is wat net gaan groei en groei en groei. Hier in Pretoria is ons bevoorreg om dogtersligas te hê vir laerskole sowel as hoërskole en provinsiale strukture vir onder 13, onder 15, onder 16 en ook onder
19 provinsiale spanne wat jaarliks gaan deelneem aan die provinsiale toernooie. Die vaardigheidsvlakke van die dogters is uitstekend. Ek kan vir jou sê dat baie van daai dogters kan saam met seuns op vaardigheidsvlak kompeteer en ek dink dit is wonderlik. Die groei van die spel is net al hoe meer. As ons kyk na sporte soos hokkie en sagte bal vir dogters en dan met krieket daar kompeteer by en ek dink hulle doen baie goed. Krieket is een van die sporte wat ook nou professioneel in ons land is en ek dink dit is 'n groot trekpleister vir ons dogters om dan ook die spel op te vat en dan ook die toekoms in te gaan met die spel. Dit is ongelooflik om te sien hoeveel jong dames van alle ouderdomme dit maak. As ek maar net vat Expert of 'n Protea, Sunay Lies het jare terug teen een van my skoolspanne gespeel. Sy was in Laerskool Voorpos en 'n uitstekende skoolspeler wat saam met seuns meegeding het. En nou is sy 'n Protea kaptein en ek meen ons weet wat sy kan doen. Ons nou die aand gesien hoe ons dames gewen het. Nadine de Klerk kom jy uit ons strukture uit, Laerskool die Poort, Hoërskool Waterkloof en dan weet ons spel van krieket is gesond en ons spel van krieket is gesond by die dogters en ook in die dames wat opkom. Daar's 'n groot klapliga met 'n klomp klubs wat damespanne het wat elke naweek meeding en dan ook ons afrigtingskops met vroue wat krieket afrig het met rasseskede verbeter. Ons meer dames wat die hoe kan ek sê die vrymoedigheid het om te gaan afrig, wat die confidence het, as ek 'n Engelse woord kan gebruik om af te rig en wat hulle goed vir hulle taak kwyt. En ek dink dit is 'n wonderlike ding om te hê en ek glo regtig dat dames krieket en dogters krieket gaan groei en dat ons die volgende 5 jaar groot groei gaan sien in ons dogters krieket op skole vlak, sowel as ons dames krieket op provinsiale vlak en ook dan professionele vlak. Nou ja, so gesels meneer Christof de Beer. Terwyl ons Proteas nou juis so besig is met die Wêreldbeker toernooi, het ek 'n bietjie gaan kyk na interessante feite oor van ons huidige vroue Protea speelsters. So hoor 'n bietjie. Tasman Brits wen in 2007 goud by die Wêreldjeug Atletiek Kampioenskappe vir spiesgooi. Maar ongelukkig beland sy in 'n vreeslike ernstige motorongeluk wat haar weerhou daarvan om in 2012 aan die Olimpiese spele deel te neem. En so besluit sy toe nou om haar eerder toe te spits op krieket en kyk waar is sy vandag nou. Net na die dag 'n ongelooflike beurt gespeel. So Tasman, baie dankie dat jy krieket gekies het. Nog iemand wat vir my uitstaan is Laura Wolfhard, ons huidige kriketkaptein. Nou sy het in Augustus 2016 word sy die jongste centurion, manlik of vroulik in Suid-Afrika in internasionale krieket. So as 17-jarige het hierdie aanvangskolwer 'n wedstrydwenner van 105 lopies gemoker teen Ierlandse vrouespan om met 'n 67 lopie oorwinning in Malahide, Ierland, die Ire met die kous oor die kop huis toe te stuur. Sy is tans natuurlik dan ons kaptein en hulle speel huidiglik teen Bangladesh en ek het nou gehoor dat sy weer eens al deel gedoen het met die golf. Nog iemand waarvan ek vroeër gepraat het en waarna meneer de Beer ook verwys het in sy insetsel is Sunay Lies. Nou, soos ons gesê het, sy kom hier van Laerskool Pretoria, Laerskool Voorpos hier in Pretoria, jammer, en Laerskool Voorpos, dis nou weer daardie plek in ons hart, die moot. Nou, Sunay het reeds op 4-jarige ouderdom krieket begin speel. So op die ouderdom van 12 is sy opgetrek na die nasionale onder 19 span. So dank tog dat sy in Voorpos die geleentheid gehad het om saam met die seuns te speel en ontwikkel, want so kon sy dan nou baie vroeg in haar lewe reeds in die nasionale span speel. Dan, Chloe Tryon, in haar debuut vir Suid-Afrika, dit was 'n internasionale 2020 wedstryd teen Wes-Indië, in die 2010 vroue wêreldbeker, het sy 2 paaltjies in haar eerste beurt geneem. In dieselfde wedstryd word sy die eerste en enigste vroue kriketspeler
om 'n paadjie te neem met die eerste bal van haar loopbaan in 'n vroue T20. Sy het saam met Sonailys die rekord opgestel vir die hoogste 6de paadjie vennootskap ooit in die geskiedenis van vroue eendagwedstryde. En daardie vennootskap was 'n volle 142 lopies. Ongelooflik. Dan het ons 'n Sinalo Jafta. Sy was al in 2022 kaptein gewees van die Proteas, toe het sy al as kaptein opgetree, en sy is al reeds van 2020 af 'n gekontrakteerde speler by Cricket Suid-Afrika. So cricket is, soos meneer De Beer ook verwys het, cricket kan 'n mens van 'n loopbaan maak in Suid-Afrika. Dis nie soos netbal wat nog nie 100% professioneel is nie. Dan Ayabonga Chaka, haar eerste ervaring met cricket was om dit letterlik in die strate van haar tuisdorpie te speel. Sy het die spel formeel begin speel toe sy in graad 1 geland het en sy was in Ngwenya Laerskool. Daardie jaar, op die ouderdom van 7, was sy die enigste meisie in die seun se mini-cricketspan en so het haar liefde vir cricket begin. En dan Marizaan Kap. Sy was die eerste vroulike cricketspeler wat 'n 3-kuns in 'n T20 wedstryd vir Suid-Afrika aangeteken het. Ook die Protea se vroue eendagspeler met die meeste wedstryde. So hoor bietjie mooi. Sy het al 155 keer vir die Proteas verskyn. Daarby het sy al 116 T20 wedstryde gespeel, internasionaal nou, en 450 toetse. Sy het werklik al die ervaring en mens kan dit ook sien in haar spel. En dan, om mee af te sluit. Wie het al gehoor van rendierresies? Nou, ek weet Kersfees is nog nie heeltemal hier nie, maar ek dink dit is ietsie wat Kersfeesvader hulle seker doen. Maar hoor jy nou, hierdie geleentheid van die rendierresies het in 2008 ontstaan en word elke jaar in Alaska gehou. Dit bestaan daaruit dat die deelnemers in die straat afhardloop en dan word 'n trop rendiere op hulle losgelaat. Die rendiere hardloop dan van agteraf deur die groep deelnemers, so die idee is die deelnemers met die rendiere wen. Nou, ek hoop hulle hardloop vinnig genoeg. Maar nou ja, so kom my kolf weer tot 'n einde. Baie dankie dat julle saam kom speel het. Ons sien mekaar gou-gou weer en ons hou styf duim vas vir die vrou Protea span.